Dis weer eens 'n aangename voorreg om jou te kan groet en ek is besig met 'n reeks oor die seisoene van jou lewe en ek wil vandag nog 'n oordenking wy aan die kwessie van somertyd en ek wil dit so noem, somertyd is spaartyd. Dis belangrik om in die somertye van jou lewe nie op die limiet van jou vermoëns te lewe nie. Moet byvoorbeeld nie die duurste motor of huis koop wat jy in die voorspoedige somertye van jou lewe kan bekostig nie. Baie mense verhoog hulle lewensstandaard in sulke tye dienooreenkomstig en besef nie dat dit nie altyd somer sal bly nie. Daar word nie voorsorg getref vir 'n winter wat dalk aan die kom is nie. Dan is daar geen buffer, geen reserves, geen vetjie wanneer daar weer 'n winter kom nie. Dis dan wanneer mense hulle motors en huise verloor. Leef altyd 'n bietjie meer beskeie as wat jy regtig kan bekostig. Die verhaal van die 7 vet en die 7 maar jare in Egipteland is 'n gepaste voorbeeld om hierdie beginsel te verduidelik. Jy onthou mos die droom van Farao wat deur Josef uitgelê is. In die droom het hy die 7 vetkoeie gesien en daarna die 7 mares wat die vetkoeie ingesluk en opgeëet het. Josef het aan hom gesê dat dit beteken dat daar vir 'n tydperk van 7 jaar oorvloed gaan wees, wat opgevolg gaan word deur 'n tydperk van hongersnood en swaar kry. Hy het aan die Farao ook die raad gegee om genoeg tydens die voorspoedige jare op te gaar, sodat hulle in die maar-jare sou oorleef. Jy kan onthou hoe dat die daad by die woord gevoeg is en daar voorsiening gemaak is om genoeg van die oorvloed te kan berg. Hierdie wysheid het meegebring dat selfs Josef se eie familie na Egipte kon kom en so die hongersnood wat gevolg het te oorleef. Nou in ons almal se lewe is daar somer en winters. Daar is vetkoeie of vetjare en maarkoeie, maarjare. Daar is tye van oorvloed en tye van skaarste. Begryp dit en gryp hierdie beginsel vas, sodat daar 'n groter mate van egalisasie en bestendigheid in die verskillende fases van jou lewe kan wees. Maak in jou somers voorsiening vir die winters. Ek het in die jare wat verby is, meer as een keer deur die Europese platteland gery tydens hulle winters, terwyl alles onder 'n sneeulaag bedek is. Langs baie van die plaashuisies was daar dan 'n groot stapel netjies gesaagde houtstompies geberre. Hierdie hout is gedurende die somer bymekaar gemaak omdat dit baie moeiliker in die winter sou wees wanneer alles onder sneeu bedek is. Wanneer jy dan in die winter by hierdie plaashuisies verbyry, sien jy die idilliese toneeltjie van die huisie daar in die sneeu en die rookie wat uit die skoorsteen kronkel. Die hout wat in die somer bymekaar gemaak is, help nou in die winter, in hierdie koue moeilike tyd, om die huis te verwarm en kos te maak. Hierdie is een van die belangrike beginselwaarhede wat ons aangaande die somer- en winterseisoene moet leer. Maak uit die oorvloed van die somer bymekaar. Moenie die oorvloed wat jy dan ervaar alles uitleef nie. Die somer gaan nie altyd voortduur nie. Maak betyds voorsorg, sodat jy in die moeilike tye wat vroeër of later in elkeen van ons se lewens kom, nie onnodig swaar kry en krepeer nie. Ek wil hierdie realiteit weer beklemtoon. Die meeste mense is geneig om in tye van finansiële vooruitgang en seën hulle lewenspyl dienooreenkomstig te verhoog en nie voorsiening te maak vir die maar-jare nie. 'n duurder huis, duurder motors en 'n meer royale lewenstyl is vir hulle belangriker. Soveel mense is geneig om onnodig hoog te wil vlieg. Wanneer die winters van die lewe dan kom, vind hulle uit dis verskriklik moeilik om laer te vlieg. Hierdie beginsel van bymekaar maak in die somerseisoen impliseer dat 'n mens 'n buffer tussen die oorvloed van die somerseisoen en die swaar kry van die winterseisoen inbou. Dis belangrik om te onthou dat geen somer hou vir altyd aan nie. Wat geld vir finansiële en materiële voorsiening, geld net soveel
vir ons emosionele en geestelike reserves. Maak vir jou in die somertye emosionele en geestelike vuurmaakhout vir die winter bymekaar. Daar gaan dae kom wanneer jy emosioneel gaan koud kry en wanneer jy bly sal wees vir die vuurmaakhoutjies wat jy in die somer vergader het. Hier dink ek veral aan die belangrikheid van opregte vriendskappe. Moenie jou ware vriende in tye van voorspoed verwaarloos nie. Hulle gaan vir jou emosioneel van onskatbare waarde wees wanneer 'n koue winter kom. Dieselfde geld vir jou huwelik. In die somertye van voorspoed moet jy nie jou huweliksmaat verwaarloos of as vanselfsprekend aanvaar nie. Vele egpare het in die winters van hulle lewens uitmekaar gespat, omdat hulle nie in die somertyd genoeg in mekaar belê en mekaar genoeg waardeer het nie. Hierdie beginsel geld ook vir die geestelike. Dit is belangrik dat ons geestelike voedsel vir die maar en moeilike winterseisoen bymekaar maak, want winters is ook geestelik baie anders as jou somers. Dis belangrik dat jy dan geestelike reserve sal hê om op te teer en aan te herkou. Anders kan die pad vir jou te lank en swaar word. Mag dit met jou goed gaan in die week wat voorlê. Volgende week gesels ons verder.